Kom ons word nou stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 138. Psalm 138, die eerste 2 verse. Ek sal met my ganse hart, o Heer, U loof en U eer in die hoogheid huldig. En voor die gode in psalm geklank, U bring die dank aan U verskuldig. Die eerste 2 verse van Psalm 138 en daarna bely ons geloof saam. Die 12 artikels van die algemene Christelike geloof, waaraan ons nie twyfel nie, lui soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
As ons nou in die heilige teenwoordigheid is van die drie-enige God, dan is dit gepas dat ons ook sal luister na sy wet, soos hy dit afgekondig het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En die vierde gebod is, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. En die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou die Here op hierdie wet, deur gelowig saam te sing Psalm 34. Psalm 34, die 6de, die 7de en die 8ste verse. Kom kinders, hoor na my, sê die Here, die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is dit wat 'n lewensdier begeer en daar wat hom verbly? Psalm 34 verse 6, 7 en 8. Oh
Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, ons dankie vir die voorreg om weer in U heilige teenwoordigheid te wees. Ons dankie dat U die hele wêreld bestuur, dat daar niks is in hierdie wêreld wat U ontgaan nie, dat daar niks is in hierdie wêreld wat buite U raadsplan gebeur nie. En ons weet dat U oë die hele aarde deurloop, en dan word ons besonder bemoedig deur die woorde dat U ook die onverdeelde hart van die mens aansien. Dat U vriendelike aangesig gerig is op daardie hart wat gans verbroke is en verskeur, soos ons sopas gesing het. En ons het baie rede om 'n gebroke hart en 'n verskeurde hart te hê in hierdie stikkende wêreld. Mense rondom ons, en ons sien dit elke dag, wat besig is om uitmekaar te val. Maar ook in ons eie lewens, die verskriklike deurwerking van die sonde, die verskriklike deurwerking van dit wat gedurig in ons eie hart opkom, die verskriklike deurwerking van dit wat die wêreld ons op loop meeneem. Ons sien dit elke dag. Ons sien die werke van die duiwel, die owerste van die lig in hierdie wêreld, besig om U gemeente kragtig teen te staan en elke gelowige aan te val en aan te kla by elke geleentheid. En daarom kom ons na U toe met ons hande uitgestrek, en U wat weet wat die oorlegginge van ons hart is, U wat weet wat die opregtheid is waarmee ons na U toe kom. Ons bid tot U dat U ons genade sal aansien, dat U die gebed van ons Here Jesus Christus sal hoor, daar waar hy nog steeds vir ons intree in ons swakheid, daar waar hy aan U regterhand staan. Ons hou vas aan die belofte dat hy elkeen van sy skape sal bewaar tot met die dag van die finale oordeel. Ons bid dan dat ons nou gelowig na die woord sal luister wat sy evangelis vir ons opgeteken het, en dat ons daardeur sal leer en bemoedig sal word. Wees met hierdie diensknegt van U en met al die ander diensknegte die wêreld oor wat vandag U woord in gees en waarheid bring. In die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend uit die evangelie volgens Lukas, en ons lees hier reg aan die begin van hierdie evangelie 'n absolute unieke perspektief wat Lukas ons bied, deur vir ons eerstens die geboorte van Johannes die Doper aan te kondig. Johannes die Doper wat as profeet nodig was om die Christus aan te wys. Johannes die Doper was die seun dan van Sagaria en Elisabeth. Hulle is baie getroue kerkgangers. Die Sagaria dien as priester in die tempel op 'n baie belangrike gegewe oomblik. Daar terwyl hy besig is om diens te doen, verskyn die Here se engel aan hom en dra aan hom die nuus oor dat sy vrou, die bejaarde Elisabeth, dat sy 'n kindjie sal kry. En dan lees ons vanaf hoofstuk 1 vers 18, toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man, en my vrou is op 'n ver gevorderde leeftyd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël wat voor God staan,
en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. En die volk het op Sagaria bly wag, en hulle was verwonder dat hy so lank in die tempel vertoef. Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie. En hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het, en hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan, en na hierdie dae het Elisabeth sy vrou ontvang, en haar 5 maande lank verberg en gesê, so het die Here met my gedoen in die dae toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. En nou lees ons verder in hoofstuk 1, nadat die geboorte van Jesus aangekondig is, lees ons hoe Maria deur haar niggie Elisabeth besoek is. Vers 39. En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. En nou gaan ons ook oorslaan daardie lofsang van Maria, en ons lees van die geboorte van Johannes die Doper vanaf vers 57. En in die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervul, en sy het 'n seun gebaar. En toe haar bure en bloedverwante hoor dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. En op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagaria noem na die naam van sy vader. Toe antwoord sy moeder en sê, nee, maar hy moet Johannes genoem word. En hulle sê vir haar, daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou hê dat hy genoem moes word. Hy vra toe 'n skryfbordjie en skryf, Johannes is sy naam, en almal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en hy het God geloof. En daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het. En daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea. En almal wat dit gehoor het, het dit ter harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word? En die hand van die Here was met hom. En Sagaria sy vader is vervul met die Heilige Gees, en hy het geprofeteer en gesê, geloofd sy die Here die volk van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeggebring het. En 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af. Redding van ons vyande, en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, en aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan, om sy weë reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee,
in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee hy die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade weer sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord daarop deur Psalm 40 te sing, die 2de en die 3de vers. Groot magtig was u daad, en hoe meld my mond u wonders, so oneindig ryk. Wie is op aarde aan u gelyk? Psalm 40 verse 2 en 3. Ons lê besonder klem op die verse 63 en 64 van hierdie eerste hoofstuk. Sagaria vra toe 'n skryfbordjie en hy skryf Johannes is sy naam, en almal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en sy tong losgeraak en hy het gepraat en hy het God geloof. Geliefdes in ons Here, ons vra die vraag, hoekom het ons so min te sê oor ons geloof? Hoekom hoor ons so min oor dit wat die Here vir ons gedoen het? Ons praat nie daaroor nie. En omdat ons nie daaroor praat nie, praat ander ook nie daaroor nie. Het die Here nog nie een van my gebede verhoor nie? Onder al my gebede is daar nie dalk net een wat verhoor is nie. En hoeveel mense het ek daarvan vertel? Of dalk glo ons dat die praatjies oor die Here ophou die oomblik as die dominee amen gesê het, en dan stap ons hier uit en dan los ons die Here praatjies hier in die kerk tot volgende Sondag. Miskien is ons te skaam om daaroor te praat. Die Here het wel groot dinge in my lewe gedoen, maar ek bly liewer stil, want jy weet 'n mens moet ook nie te wees nie. Mens loop mos nie met jou hart op jou mou nie.
of ons dweep ook nie, soos baie ander kerkverbande doen nie. Is dit hoekom ons so min te sê het oor ons geloof? Ons skrifgedeelte, die antwoord op hierdie vraag, en ons skrifgedeelte begin deur te sê, ons het niks om te sê nie, want ons is stom geslaan. Stom geslaan deur ongeloof. Ons skrifgedeelte sê verder, as ons gehoorsaam is in die geloof, dan kan ons nie anders as om te profeteer nie. Sagaria die skryfbordjie gevra en hy daarop geskryf, Johannes is sy naam, en almal was verwonderd en onmiddellik het sy mond oopgegaan en sy tong het losgeraak en hy het gepraat en hy het God geloof. So Sagaria het die Here se woorde gehoor daar in die tempel deur die engel. Sy vrou gaan lewe skenk aan 'n besonderse seun en hy moet die kind Johannes noem. En nou skop die ongeloof in. Dis mos nie moontlik nie. Elisabeth, my ou vrou, Elisabeth die onvrugbare. Maar dit is waarvoor hy en sy vrou so lank gebid het. Maar nou was dit nie vir Sagaria moontlik nie. Sagaria se geloof het hom op daardie oomblik in die steek gelaat. Sy gesonde verstand het eenvoudig botweg geweier en gesê dit kan nie. En daarom sou hy nie meer verder kon praat nie. En kyk, jy sal swyg en nie meer kan praat nie, omdat jy my woorde nie geglo het nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur. En toe die priester daarna, nadat die engel aan hom verskyn het, weer voor die volk verskyn, toe die priester die seën oor die volk moes uitspreek, toe sprak hy geen woord nie. Toe word die priester 'n man van gebaretaal. Sagaria word toe die gevangene van sy eie stomheid, die gevangene van sy eie ongeloof. Vir meer as 9 maande is hy opgesluit in 'n tronk van stilte. Sagaria skryf vir sy vrou op die skryfbordjie, hy skryf van die engel, en hy skryf van die kind, en hy skryf van die naam Johannes, maar uit sy mond geen woord nie. Hy beleef Maria se besoek saam met Elisabeth, en dan lees ons, Elisabeth self was toe vervul met die Heilige Gees, en sy het geprofeteer toe sy Maria sien, sy profeteer toe sy die moeder van haar Messias sien, wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom. Sy was vervul met die Heilige Gees, vervul tot in haar baarmoeder, want Sagaria se kind het in haar skoot opgespring. Die kind self het begin om te profeteer. Voor sy geboorte was hy reeds 'n profeet van die Allerhoogste. Nou salig is dit wat in vers 45 staan. Inderdaad is dit waar, salig is sy wat geglo het. Sy vrou profeteer, die ongebore kind profeteer, maar Sagaria, die man van die tempelvisioen, Sagaria sprak geen woord nie. En die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervul en sy het 'n seun gebaar. Die woorde van die engel word bewaarheid. Sagaria sien dit en die bure en die bloedverwante was saam met Elisabeth bly. Sagaria sien dit ook en hy onthou die woorde van die engel wat daardie kind sal blydskap wees en 'n verheuging vir jou, maar ook baie sal oor sy geboorte bly wees. En op die 8ste dag kom hulle by mekaar om die kindjie te besny, die bure en die familie, die geloofsgemeenskap, moeders en grootmoeders, grootvaders en waardige ouderlinge. So het die Here met haar gedoen in die dae toe hy haar aangesien het om haar smaad onder die mense weg te neem. Die bure en die familie
Hulle wou hom Sagaria noem, want Sagaria was die naam van sy vader. Dit was goed en dit was reg so. Die besnydenis in die naam, die besnydenis getrou aan die verbond, en die vadernaam vir die oudste seun, die familienaam vir die enigste erfgenaam, dis goed en dis reg so. Maar vir Elisabeth was dit nie goed en reg nie. Nee, sê Elisabeth, dit mag nie. Hy moet Johannes genoem word. Maar hoe dan so, Elisabeth, daar's niemand in jou familie wat die naam het nie. Dank die Here, broeders en susters. Dank die Here vir ons vroue wat glo, wanneer ons stom is van ongeloof. Elisabeth staan alleen. Sagaria moet nou help. Al is hy stom, moet hy help. Bring die skryfbord, laat hy uitspraak gee. En so kom die laaste deel van die Engelse woorde in vervulling. Jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy, Sagaria, moet hom Johannes noem. Jy moet hom Johannes noem. Jy, Sagaria, moet hierdie dinge in geloof aanvaar. Johannes is sy naam, skryf Sagaria. Dis die taal van geloof. Dis die oorwinning oor ongeloof. So broeders en susters, van al die vyande wat ons beveg, is daar geen een se vel wat so dik is, geen een se nek wat so hard is, soos daardie vyand met die naam van ongeloof nie. En onmiddellik is sy mond geopen en sy tong het losgeraak en Sagaria, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en hy het geprofeteer. Sy laaste woorde voor sy stomheid was woorde van ongeloof, woorde van twyfel, maar toe hy weer kon praat, is sy eerste woorde van lofprysing. Geloof sy die Here, die God van Israel. So Sagaria se genade ervaring word nou genade verkondiging. Geen opstand, omdat die Here hom 9 maande lank tot stomheid geslaan het nie. Dat hy my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het hy my dieper in u kennis ingelei. Nou weet ek, hierdie saak is groter as my gesonde verstand. Hierdie is 'n saak van die God van Israel. Hierdie is 'n saak van sy heilige verbond. Die Here het gedink aan sy verbond met Abraham. Die Here het gedink aan sy verbond met sy volk wat hy uit Egipte laat gelei het. En uit die huis van Dawid het hy 'n horing van heil opgerig. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan. Skielik is dit asof al die woorde van die tempelgebede, al die woorde van die sinagoge lesse, al die psalmwoorde na Sagaria terugkom. 'n Man van geen woorde, se woorde stroom oor. Dit stroom deur soos 'n damwal wat gebreek het. Die woorde gaan nie oor sy gebed wat verhoor is nie. Dit gaan nie oor die wonder van die bevalling nie. Dit gaan nie oor sy spraak wat teruggekeer het nie. Dis woorde oor God. Dit gaan oor God se verbond, oor God se verlossingswoorde. Dit gaan eerstens oor God die verlosser. Sagaria, die vader en die priester tree nou op die agtergrond. God en Christus is nou die hoofsaak. Nie my kind nie, maar die kind. En die kindjie voor hom, jy kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. Die bure, die familie, die besoekers vir die besnydenis, hulle was verheug by hulle aankoms. Hulle is verheug oor daardie buitengewone bevalling. Hulle het hulle later verwonder oor die naam. En toe hulle later die woorde van die profesie hoor,
Toe lees ons, daar het 'n vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het. En daar is baie gepraat oor al hierdie woorde, baie gepraat deur die hele bergstreek van Judea. Vreugde, verwondering, ontzag, en nou kom die tonge los. Hulle het Sagaria se profesie gehoor, en hulle het nou self profete geword. Ja, meer as net die ongelowige Sagaria se tong het die dag losgekom. Mag ons tonge ook loskom, geliefdes. Mag ons ook verlos word van hierdie stomheid. Miskien sal jy sê, hierdie dinge het nie betrekking op ons nie. Dis 'n verhaal van 'n besonderse priester en sy merkwaardige vrou, besonderse en merkwaardige mense in 'n buitengewone swangerskap lank gelede. En die kindjie, die profeet van die Allerhoogste, hy was legendaries. Onder die vroue wat gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter as Johannes die Doper was nie. Hoe het hierdie dinge dan betrekking op my? My naam is tog nie Sagaria, die priester nie. Hierdie gebeure maak my nog nie 'n profeet nie. Ek is tog nie Johannes die Doper nie. Ek is tog nie groter as Johannes die Doper nie. Of is ek? Onder die wat uit vroue gebore is, was daar nie een wat groter was as Johannes die Doper nie. So staan daar in Matteus 11. Maar staan daar ook, die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Johannes die Doper het die koninkryk van God sien kom. Met die koms van die Here was die koninkryk daar. Dit het gekom met Christus en dit kom nog steeds. Die wat leef in die bedeling van die koninkryk van God, die wat deel is van God se volle openbaring, die kleinste van hulle is groter as Johannes die Doper. Hulle is almal groter as Johannes die Doper. Hulle is almal groter as sy vader Sagaria. U en ek is groter as Johannes die Doper, groter as Sagaria, want aan ons is daar meer geopenbaar. Ons is deel van die koninkryk waarvan hulle maar net kon profeteer. Ons het meer ontvang as wat hulle ontvang het. Johannes die Doper het met water gedoop, Christus het met die Heilige Gees en met vuur gedoop. Op Pinksterdag stort hy sy gees uit, in oormaat. Meer is genoeg vir die dag, meer is genoeg vir alle tye. Op daardie dag haal Petrus die profeet Joël aan en hy sê, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, ook my diensknegte en diensmaagde. En ek sal in die dae my gees uitstort en hulle sal profeteer. Jy sien, geliefdes, want ons leef in 'n ander bedeling. Selfs kinders is nou profete. Selfs bediendes en werkers is nou profete. En volgens ons belydenis staan elke gelowige nou in die ampt van die profeet. Dit is die Heidelbergse Katekismus, Sondag 12. Maar ons is so stil. Ons het so min om te sê. Ons bure en selfs ons eie familie, praat ons met hulle oor die Here. Moenie aanvaar dat hulle weet nie. Ons almal het die profeet se stem vandag meer as ooit nodig. Is daar dalk enige rede hoekom ons nog stom sal wees? Is daar enige rede hoekom ons tonge nie los is nie? Of is ons nog opgesluit in die tronk van Sagaria soos hy was, gevangenes van ons eie ongeloof? Amen. Kom, laat ons dank.
Genadige God en Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, ons bid dat daar in elke kring wat ons beweeg, van hierdie kring tot ons huislike kring, tot ons gesinskring, tot ons werkskring, dat daar 'n getuienis van ons sal uitgaan. Oor hierdie besonderse seun wat gebore is, en wat hy nie alles vir ons gedoen het nie, en wat hy nie alles nog steeds vir ons doen nie. Mag dit vir ons getuienis wees in hierdie land, onbeskaamd in hierdie tyd, in ons eie huise onbeskaamd in hierdie tyd. Ons bid dat U vir ons vaardig sal maak, dat ons ook met vrymoedigheid sal spreek. Ten spyte van die teestand wat kom wanneer daar die waarheid gespreek word, ten spyte van die teestand van die wêreld, van die duiwel, al die jare was dit nog so, ten spyte van daardie teestand. Ons bid vir die bevryding van ons tong, en ons vra Hemelse Vader dat U vir ons dan ook sal dra in hierdie dae wat kom, en besonder ook daar waar ons in 'n deurmekaar en stikkende wêreld bly. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing dan ten slotte Psalm 40 weer, hierdie keer die 4de en die 5de vers. Nou sal ek U geregtigheid laat hoor, daarvan 'n groot vergadering en vryheid die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Psalm 40 verse 4 en 5. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.